wat sake gaan beheer. Ja, die skeieregter wat aanduiding gee dat spel kan begin hoog in die lug. Letterlik in die bek van die wind in. Maar is Marie Viljoen wat hom nie kon skoon beheer van die afskop af nie en weggebreek is dit Cubido Brighton. Woester Gimnasium wat vroeg in die wedstryd 'n stempel wil afdruk en dan goeie druk toegepas deur Ethan Weideman van Marie Viljoen. Slordige balbesit vir Woester Gimnasium. Net so 'n klein bietjie onsekerheid wat ingetree het en dit maak natuurlik dat jy baie stadiger reageer. Yeah, start there for both sides. Bit of hesitation. Maybe also opportunity just to get rid of those early cobwebs, early nerves. Ja, interessant om te sien, Luke Cubido en Fredo Philander, lyk na twee opwindende spelers. Hulle kompetisie teen 'n skakelpaar van Marie Viljoen, Weideman en Dukoto. Cubido wat kry. Philander die foppan gee en dan reguit gemaak, maar hy kan nie vasklou aan die bal nie. Dan aangeslaan. Dit kreer die heel agter van Marie Viljoen wat reguit gemaak het. En nou is dit hier die groot manne wat die bal in die kontak neem aan die oorkant. Sheesby. Sy beskikbaar vir Weideman. Bietjie meer direk van Tiaan Huisteen. Dis presies wat die afrigter soek, kry daai vorentoe momentum. Oefen die druk uit op die verdedigingslinie, maar nou speel hulle agter die verdedigingslyn, maar wat 'n aftrap en wat 'n breekslag deur die groot Jonathan Mokkel. Vind hy aansluiting en is Tristan Storm wat amper ontwyk daar die verdediging van 'n Gimnasium. En nou moet hulle vinnig balbesit kry, Weideman. Wat hulle die bal deur die hande gaan. Songwe wat op sy beurt kontak maak en kyk of hy sy span 'n paar meters kan wen. Beskikbaar vir Weideman. Amper van rigting van Tiaan van Huisteen. Hy gooi die volpas. Gimnasium wat die val vir daardie een nie. Weideman. Die boks spring deur Dukoto. Hou hom goed op. Dan die lang aangee deur na die man wat die breekslag gemaak het, maar van den Heever. Sy sentermaat wat nie kan vashou aan die bal nie. So Cubido Philander vinnig moet hy aangee. So die groot man, Aman Adendorf wat indryf. En vinnig bal besit. En verspreiding is dit Gimnasium wat die tempo net so klein bietjie wil laat lig. Maar die hantering wat hulle so bietjie in die steek laat. Nou roep hulle weer die hulp van die voorspelers in. Hard gebeur. Bavuma. Is dit Cubido wat bietjie sukkel, Philander. Nou by die agterdeur is dit die opwindende agterspelers. Kry hulle die bal weg en is 'n geleentheid vir die linkervleuel. Ligan Brooks wat die bal deurskop. Maar 'n Songwe op die regte plek, op die regte tyd. En hy maak dinge bietjie rustiger, is dit Marie Viljoen wat nou kan organiseer. Maar die tempo wat gelig word deur Woester Gimnasium. Marie Viljoen wat skielik diep in hulle 22 is. Dukoto moet skop onder druk. En onder hom is dit Brighton Cubido. Van die aansluiting by die heel agter. Chabau Tau. Iets wat van 'n wille aangee daar deur die heel agter, maar hy gaan maak reg en hy klop in. Teen die kantlyn kry die aangee weg, maar die vlag is omhoog. En so 'n bietjie 'n wipplank wat hierdie wedstryd ry Morgan. Yeah, what is that? Probably 20 odd phases without a break. There'll be a couple of tired bodies early on. Forwards happy to have a breather. And the comfort of the touchline and the line out. But good play from both sides, I thought. Able to keep the ball through a couple of phases. This Woester Gim side do look dangerous in the wide channels. And then of course, Marie Viljoen straight up the middle. That midfield combination there really look hungry for ball. Marie Viljoen, eerste lyn staan wat hulle verloor. Daar reguit gemaak deur die haker Liam van der Westhuizen. Vinnige bal besit vir Cubido en die skoppie deur. Ek dink nie dit was die regte opsie gewees nie, maar Reinhard Kreer
Is baie gelukkig dat hy die bal agtertoe verloor het. En nou sit die druk van Gim wat deurkom. Skrimskakel wat besluit om die bal op die voet te sit. Ethan Weideman. Maar Woester Gymnasium wat balbesit geniet. Hulle het goeie balbesit gehad. Het lyk soos Bruiten Kibidu wat besluit het om die skoppie deur te sit. Ek weet nie of dit die regte opsie was nie. Het goed gelyk. Van der Westhuizen, kom ons kyk hoe lees hy hierdie wind. Wat nogal so 'n toring in die vlees kan wees. Goed gedoen. In die middel van die lyn staan. Daar opgegaan. Dis 'n belowende balbesit hier vir Woester Gymnasium. Hulle moet oor die voordeellyn kom ingesny. Deur Kibidu. Nou is hy beskikbaar vir die jagste man, De Klerk. Gymnasium. Vinnige balbesit vir Luke Kibidu. Philander. So 'n bietjie miskommunikasie tussen Kibidu en Sisekelo Dlamini. Die lyn waarmee hy gehardloop het, het dit gelyk asof hy nie daar die aangee verwag het nie, Morgan. Yeah, it did look a little bit indecisive. Resulting in a scrum to Marieval Union. If memory serves, I think this may be the first scrum of the game. Ja, eerste scrum van die wedstryd. 6 minutes in, that's quite impressive. As jy al 2 lynstaande gehad, is die eerste scrum verset. Hierdie 2 groot voorry het mekaar gaan opweeg en dan is dit 'n Marieval Union wat lyk of hulle so 'n bietjie die oorhand het. Peters van der Merwe wat gesê het daardie scrum het geswaai deur die 180 grade. Woester Gymnasium wat baie balbesit geniet het. Op die aanval is dit net hulle geduld in hy laaste beweging wat hulle in die steek gelaat het. Jy kan sien Marieval Union met hulle 2 groot centers, Jonathan Mokel en Juan van den Heever. Is nie bang om maar die bal in die midveld op te sit nie. Weideman. Reguit gemaak deur die binnecenter. Kom die ondersteuning nou by en is goeie balbesit, dis voorvoetbalbesit. Sheesby. Met 'n goeie ondersteuningslyn gehardloop, dan sit Weideman, hy het gesien daar spasie en hy sit die skoppie neer. Chabauta wat die bal laat spring en onder groot druk. Moet hy op sy weer die bal uitskop. Dis Marieval Union. Goeie gebiedsvoordeel, balbesit, is dit Reinhard Kreer. In die skrimskakelposisie. Weer Kreer. Sit die voorspelers wat optel en dryf. Dit lyk na die beste opsie. Tot dusver hulle kom oor die voordeel en goeie dryfbeweging deur Stefan Beson. En nou is dit Weideman met Van Huisteen met die doellyn wat wink en die bal afgeneem deur Gymnasium. As hy breek in die middelveld, dit lyk goed. Vir Gymnasium die ondersteuning is by en onder groot druk. Is dit Aman Adendorf met uitstekende balvaardighede. Ek weet nie hoe hy bal raak gevat het nie. Hy het baie goed gedoen daarso. Feels as though it's just phase after phase, plenty of continuity for both sides. Marieval Union looked all money to get over for the first score, turned over the try line pretty much. And then Woester Gym could have gone the length of the field. Unfortunately, just a knock-on ensues. And a time for a breather for our second scrum of the morning. Ja, skielik is dit die tempo waar hierdie wedstryd wat gelig is. Maar Marieval Union sal hulle self skop definitief 'n geleentheid gehad om punte aan te teken. Weideman word daar weggebars deur Chabalanga. Oh, hierdie man hardloop soos 'n center. Chabalanga open die rekening van Marieval Union. Maar wat 'n beweging, optel en dryf. Chabalanga, kyk net die liggaamsbou van hierdie groot seun, uitspoed, uitvaart, uitkrag. En is Chabalanga, Ryu Chabalanga wat die eerste 3 van die wedstryd druk. Ryu Chabalanga, wat 'n 3. Net wat Marieval Union nodig gehad het, die span van Alberton. Uitstekende werk verrig. Teken die eerste 3 aan Morgan, wat 'n 3.
Yeah, what a score. Fantastic score. Ran like a outside center. Has the number 8 on his back. Off the base of the scrum. Just too big, too strong, and too quick. Ja, beslis wat die afrigter wou gehad het. Dominante scrum, maar dis die verdediging van Worcester Gymnasium bietjie aan die slaap gevang was. Zapata wat spel weer aan die gang kry en dan die hantering aan die oorkant. Hulle die 3 gedruk het. Munga Mngwenya. Hy slaan die bal van die afskop af. Dis hierdie ongedwonge foute wat jou momentum net so bietjie stuit. Mario Chimbalanga, wat 'n 3. Hierdie jong man. Hy boom stompe vir bobene. En terecht genoem na Morgan, soos 'n waffer se binnecenter breek hy daar die lyn. Met niemand voor hom nie. Goeie aanvallende linker skram vir die span van Worcester Gymnasium. Hulle het opsies. Fredwin Philander. En die binne center, Bruiten Kibiru en Swarts baie na aan mekaar staan. Opsies kan hulle vir Legan Brooks die linkervleuel inbring. Bestendige skram. Maak meneer Peters van der Merwe nie gelukkig nie. Hoor jy die afrigters van 'n gimnasium wat instruksies blaf hier van die kantlyn af. Worcester Gym definitely have looked lined up to get the ball into the wide channel with something exciting. Bestendig is dit Kibiru wat voer. Hy kom uit na Philander. Philander wat sy man klop en dan spasie die lang aan gee. Maar goed gelees deur Koens. Koens het uitstekend gedoen en 'n versekerde 3 gered daar. Die bal omgekeer. En nou moet Worcester Gymnasium kophou. Is goeie veld gewen, goeie meters. Kibiru, Philander. Bring hy die voorspelers in die vorm van Vuliyowe Tubavuma. Philander, hy besluit om self te gaan. Hy het vir Ries Matthee daar gehad, die groot vorm van Ries Matthee. En nou verhandel van die rigting. Direk is die antwoord. Weer eens van die rigting en goeie hande. Daar is dit Bavuma. Amper voor hy beroof van sy balbesit. En nou sit Maree Viljoen wat die bal op die grond speel, maar Aman Adendorf sê, gee die bal vir my. Ons kort punte. Dis goeie vorentoe momentum. Kibiru, lyn reguit gemaak. Dis belovend, hulle kry daar die vorentoe momentum, dis wat hulle nodig het. Goeie retensie aangee en dan is dit Ries Matthee. Hierdie keer kry hy balbesit. En dis goeie kontinuïteit. Oorgeduik oor die toelyn, is dit die groot meneer Aman Adendorf. Hierdie man het al 'n paar goeie positiewe lopies ingekry. En op hierdie keer word hy beloon met 'n uitstekende 3. Must be said, that is very, very good rugby here from Worcester Gym. I thought they carried the ball through a couple of phases. Sucked in the defense, you know, the old cliche, you've got to earn the right to go wide. This time they didn't need to go wide. But the forwards putting in the real hard graft next to that ruck. And eventually the damn wall has to break for Worcester Gym. And they go over for their first score. With the conversion being good, takes the scoreline out of 7 points apiece with 14 minutes played. Ja, Morgan, dis presies wat jy wil hê. Worcester Gymnasium op die telbord. Al die voorspelers hardloop direk, oefen druk uit op die verdedigingslinie van Maree Viljoen. Maar is die geduld vir my. En jy keer nie sommer vir Aman Adendorf 'n meter en 'n half van die doellyn af nie. De Couto. Het spel begin. En goed onder hom is dit Bavuma. Hierdie keer is dit Maree Viljoen wat oortree by die loskram en vinnig gespeel is dit Kibiru. Probeer hy vir Maree Viljoen onkant betrap. Philander die lang aangee. En deur die hand. Jy kan sien die intensie van 'n gimnasium, hulle wil daar die wye kanale aanval.
Oh, maar agressieve verdediging deur die 3 drukke Rio Timbalanga. In hierdie geval is het Gimnasium wat die bal die werk laat doen. Net so'n bietjie ywering wat ingetree het, anders kon daar probleme gewees het. Yeah, very, very good defense there from the try scorer. Able to shift off the defender. Looks to be a talented young man. He does. Gili het gesukkel met die akkuraatheid in die eerste lyn staan. Hierdie keer maak hy seker vir sy Fiso Songwe. Nou probeer hulle aan die dryfmaal beweging van Stapel kry en dit lyk goed. Is dit Cheeseby wat gaan kop en steek het. En dis positief vir Maree Viljoen. Eet hulle die meters op. Dit kan dalk 'n deurslaggewende rolmaalbeweging wees vir die span van Alberton. Dit Songwe met die bal in hand. Word hard gewerk. En dis Gimnasium se verdediging onder groot druk en Songwe. Wat oordink verskoon my? Ja, dit is die Fiso Songwe. En goeie geduld getoon deur die span van Maree Viljoen. Kom hulle daar oor die voordeellyn en hulle eet die meters op. En 'n welverdiende 3. Olaf, a 20-meter drive. We don't see that very often anymore, Virgil. But what was most impressive is once they're driving more, the driver at the back has the discipline to stay connected. And then Woestergem also quite surprisingly not conceding a penalty. So easy to come in from the side, but having the discipline to keep working in from behind. Good rugby all around. Creer met die wind agter hom, maak hy seker. En is Cyril in die middel vir Reinhard Creer. Dit was 'n goeie tentoonstelling van daardie dryfmaalbeweging. Woester Gimnasium wat gesukkel het met die verdediging van daardie rolmaal. Tabatau. Wat spel weer begin. Hierdie keer gaan hy hoog en goed gejaag deur die spelers, maar dis die 3 drukke Rio Timbalanga wat weggebars het. Weideman. De Koutou word daar reguit gemaak deur die binnesenter Mokkel. En nou ongelukkig vir Maree Viljoen verloor hulle die bal en die kontak. Hulle lyk goed. Selfvertroue wat nou deurskemer. Yeah, nice to see teams comfortable with ball in hand in their own half, not just looking to put it on the boot, wanting to maybe exploit some space before seeing what's on in behind. Ja, is middelskraam en lyk of Woester Gimnasium die linker kanaal gaan aanval. Maar moet bestendigheid wees in die skram, die tydsberekening van die voorrye wat net nie daar is. As dit kom by die inslaantyd nie. Is dit nie Petrus van der Merwe wat so 'n bietjie gesels. As hy nie Verleem van der Westhuizen wat ook sy 2 sent in die bakkie ingooi. Maar hierdie 2 spanne wat glad nie terug staan vir mekaar nie. Woester Gimnasium wat verkies om die bal lig te gee. Ja, die vlugvoetige agterspelers van hulle. Kibru wat so 'n bietjie sukkel om die bal in te gooi. Philander met tyd en spasie. Lyk vorentoe. En as hy heel agter het Sabata wat net sy tydsberekening verkeerd kry. Was beslis aan. Maar nie die tydsberekening. Sy lyn bietjie geoorhardloop. Sal dit regmaak in die volgende fase. Ja, die skrams wat nog nie geoorheers word deur een van die 2 spanne nie. Maree Viljoen een keer gewys dat hulle kan na die vorentoe momentum kry. Is nie
Hulle sukkel bietjie met die tydsberekening as dit kom by die inslaanslag. Weideman. Bestendig opgetel en ingesny deur Mokkel. Hy's 'n groot senter. Glad die bang is om kontak te maak, maar verloor die bal ongelukkig. Skeiedsregter sê speel aan. Weideman. Goed gebeheer daarso en as die bal voor die speler ontvang, maar hierdie keer is dit die strafskop. En vinnig gespeel deur Kibedu. Val hulle weer daar die wye kanaal aan, maar die ondersteuning net nie daar vir Adendorf nie. En stadige balbesit vir Kibedu. Philander, die aftrap en die versnelling ewe goed. So bietjie besluitloos. Hierdie gimnasiumspan so 'n bietjie van hulle struktuur verloor het. Hou daarvan om los te speel en die bal lig te gee. Ja, so 'n bietjie vorentoe gegaan, ongelukkig. En Worcester Gimnasium het net iemand nodig wat net so 'n bietjie rigting gee, wat dinge bymekaar hou. Dis wat hulle nou nodig het. I do like the idea of this Worcester Gym side. Happy to give the ball some air. They like playing in the wide channels. Look very dangerous with ball in hand. But I do have to agree with you, Virgil. Maybe just a little bit more direction, a little bit more hard, straight, direct, earning that right to go wide, as opposed to just wanting to just shuffle it onto the wide channel, making the defense quite easy for Maria Viljoen. Looks like Jonathan Morkel's going to carry up through midfield here for Maria Viljoen. Big, strong man. Hy het gesien, hy het groot impak. Elke keer as hy die bal vat en dan kom hy oor die voordeellyn. Dis wat jy soek van jou binnensenter. Morgan, jy weet mos dit was jou posisie vir lank. Don't think I was as big as strong as Jonathan Morkel. Have to think of other clever ways to get over the advantage line. Jonathan Morkel, the skills, the pace, the size. Ja, hy is nie bang om direk te wees nie. Hierdie lopies is sy daaglikse brood. En dis 'n goeie skram van 'n gimnasium. Maar hierdie keer is dit meer Peters van der Merwe wat sê dis onwettige skram. Die skram gedraai wat jy nie mag doen nie. Lyk soos 'n man Adendorf wat die skuldige is. En Claude Ducoto wat sy spel verplaas net binne die 22 van Worcester Gimnasium. Viljoen wat voorloop met daardie 7 punte indien hulle nog 'n 3 kan druk. As die telbord druk reghoekig, vierkantig op die skouers van Worcester Gimnasium. I suspect another driving maul after the previous one. Krause, hy is die teiken. En is Worcester Gimnasium wat nie kompeteer nie, maar dit lyk of een van hulle spelers kontak gemaak het. Not sure that's the right idea to step away, but clever from Worcester Gym to keep it in the back, or the front rather. Ja, maar Viljoen word die 3 gedruk. Is die 6 flanke, Munga, Mngwenya. Ja, net weer eens daar die onsekerheid van Worcester Gimnasium. Hulle het op hierdie stadium nie antwoord vir daardie gevaarlike dryfmaalbeweging nie, Morgan. Yeah, I mean, the option there was to step away. But as long as the ball stays in the hands of the receiver from the line out, then of course they can maul or carry for as long as they like. Very well done there by Maria Viljoen. Very cleverly done by Maria Viljoen. Goeie waardering vir die reels. Wat van toepassing is by daardie dryfmaalbeweging. Morgan, as afrigter, wat se advies sal jy vir gimnasium gee om maar die dryfmaalbeweging te verdedig? Yeah, well, I think, you know, there's 2 different ideas you can do there. The one is to try and contest the line out in the first place. The second one is to not contest at all, but then it's got to be all 8 in. There we see, as long as number 5 is carrying that ball, there's no offsides. And then once one person latches, you can then shift the ball to the back. So very well done there by Worcester Gym. But
it's got to be one or the other. You've got to be all 8 in to defend the driving maul, or you've got to contest the line out, and then the non-jumping pod's got to be ready for the or the sack. That's another option that Woestergem can try and adopt against a very dangerous driving maul. Their second that they've conceded in just 25 minutes. Goed gedoen van die afskop af vir Woester Gymnasium. Dis sy basiese vaardighede wat afrigters so trots is Philander. Vat hulle die bal weer in kontak in. En hierdie keer die spoed van die loskram in die guns van Woester Gymnasium. Dis 'n Tabauto wat nie oor die voorlyn kan kom nie. Hulle het daar die groot voorspelers nodig om net hy direkte lyn te hardloop en die verdediging so bietjie te troef. Dis beter. Kry hulle daar die vorentoe momentum en dan die strafskop wat deurgaan. Ja, van hulle voete af. Interessant opsies. En vinnig word Tabauto nader geroep. Kyk of hy die bal kan uitskop in 'n ongedwonge fout. Dis wat hy glad nie wil hê nie. Hy het nou net 'n 3 afgestaan. Kibidu. Die lang aangee na ander Kibidu, Bruiten Kibidu. Hierdie man lyk lus vir hardloop. En hy kom daar verby 'n paar Maree spelers. Val hulle daar die regterkant se spasie aan en dit lyk goed. Word daar weggepars. Oh, maar die speler was in 2 gedagtes. Die ondersteuning wat weer eens net te stadig bygekom het, maar dis daar die verdediging, die laaste vesting van Maree wat die werk gedoen het. En is Renang Rashula wat gedink het hy's weg. Maar die kruisverdediging wat hom by die kantlyn uitduik. Lyk tog of hy die aangee probeer wegkry het. Gymnasium. Sekelo Dlamini wat die bal gewen het en hier's Kibidu. Dit lyk belovend. Philander. Geen die aangee agter die rug van die spelers aan, maar vinnig reggemaak. Deur Brooks, die spring van die bal. Kan gevaarlik wees. Is dit Mokkel plat getrek. Feitelik op die doellyn. Dis goeie veldgebied vir Gymnasium en dan Weideman. En die skoppie deur. Rashula wat die bal nie kan beheer nie. En dan slaan Rashula die bal aan, lyk dit vir my. Uit by die kantlyn. Woester Gymnasium wat net so 'n bietjie nie meer so klinies was soos in die begin van hierdie helfte nie. One gets the feeling this Woestergem side just need one breakout. Zili maak seker daar met Sifiso Songwe laat hulle net die regte teken het. Vorige 2 lyn staan en goed gedoen. 2-3 daarvan gekom. Jermaine Krause. Hy lyk na die hoofman voor in die lyn staan. Kom hulle weer met daardie vernietigende rolmaalbeweging, maar hierdie keer is dit Gymnasium wat gaan kop gesteek het en hy momentum gestuit het. Word hard gewerk en die bal verloor deur Songwe. Sak hy sy kop. Hy weet dis 'n amateurfout. Feit laat hy die bal verloor het. So buite beeld is dit die skakelpaar Kibidu en Philander wat hard gepraat het met mekaar, plannetjies uitgeruil het. Well, I can tell you for certain this Woestergem side are going to try and get this ball into the wide channel. Backs backing themselves, fantastic to see. Philander sukkel om die wind so bietjie te lees. Dis nou die loskakel, Fredon Philander van Woester Gymnasium. Is dit Kibidu, dis beskikbaar. Met baie tyd en spasie ingesny deur die binnesenter. Bruiten Kibidu. En vinnige bal besit. Heel agter
sy opsies opsom en dan is dit Rashula. En weer eens, die hantering van 'n gimnasium wat hulle in die steek laat. As vol plannetjies, vol bewegings in die agterlyn, maar die uitvoering is net nie 100% daar nie. Certainly not for a lack of effort from that Bavuma. Worked all the way from the scrum on the left-hand side to find himself on that second phase down the right-hand channel. Unfortunately, just knocks it on. But the eagerness and the exuberance of the youth is what is so exciting from this Woestergym side. Ja, hulle loop agter met daardie 12 punte. En dit is nie asof hulle nie bal besit of gebiedsvoordeel geniet het nie. Hulle het 'n paar goeie veldposisies gehad. Dit is net hulle afronding en geduld op die aanval wat hulle so 'n bietjie in die steek gelaat het. Nietemin is Weideman. Weer eens Mokel wat die bal na die kontaklyn toe vat en reguit gemaak is dit 'n Van den Heever. Toe my enkels beet gekry en plat getrek. Hierdie keer van hulle rigting. Die 3 drukke. Timbalanga. Stefan Basson. Wat werk met daardie lanklenige bene van hom. Weideman het gesien as spasie in die tuskant. Maar Tsabauta wat weer eens die bal laat spring en dis gevaarlik. Oh, Tsabauta. Weer eens is dit die besluitneming van hierdie gimnasiumspan wat hulle in die steek laat. Ek kan nie 'n rugbybal uitspring nie. Wind is blustery, very difficult to take the up and under. And then to regather, the chase really good. Had me worried, it looked as if he was happy to try and play out of his dead ball, but nonetheless, sense prevails. Big scrum required here from Woestergym to get them out of jail. Ja, so hoë druk situasie. Die vorige scrums het hulle goed hulle man gestaan. Maar nou sien ons daar vir Mokel. Hy lek sy lippe af. Die is sy kos. 15 meter van die doellyn af. Voorvoetbal kan daar probleme wees. Philander en Kies sal vinnig van die lyn af moet wees om die tyd en spasie weg te neem van Mokel. En dis 'n sterk skram wat deurkom. Onwettig, sê die skeieregter en dan oorgeduik. Aan die linkerkant te maklik vir sy tweede 3. Timbalanga. Die sterk nommer 8. Sterk baldraer van Maree Viljoen. Seems the young man has gone in for his second. And one almost gets the feeling that the score right now is not a direct reflection of the amount of possession that Woestergym have had. But there we see it, too big, too strong. It's so difficult to stop that close to the try line. Takes 3 or 4 defenders with him. Ja, net te moeilik. Woester Gimnasium stadig om te reageer en daar die wegbreek. Skram wat so 'n bietjie gedraai het. Ja, aan die flanke wat uitspel uitgehaal was. Maar jy moet vinnig reageer op die verdediging. Die bal goed getref deur Reinhard Creer. Hierdie keer maak hy seker die 2 punte by te voeg. En dit is soos jy nou Morgan, dit is nie asof Woester Gimnasium, daar sien ons weer, hulle is onder druk, maar die optel is net te goed. En dan die afronding klop, die verdediging van Woester Gimnasium. Woester Gimnasium het genoeg balbesit gehad, is net daar die afronding, hulle kon nie afrond nie, en by tye onseker op die aanval. Tsabauta. Dat is 'n mooi afskop onder hom. Is dit Mngwenya? As die speler in besit betrap en dan word geskree, hou hom op. Gimnasium kan nie die bal terugwen. Wat hulle dan ook doen, in die vorm van Bavuma. Dis goeie werk verrig, deur die hoopkant flank. Kibido van Tyve Adendorf. En hy is glad nie bang om die bal op te vat nie. Philander stuur hy vir Ries Matthee weg. Is 'n groot man. Die
dieseltrok was opgestaat geweest en hier kom Gimnasium, het lyk belovend. Het lyk goed en met spoed word daaroor getyk. Ja, Renzo Swarts die buite senter, heel wedstryd was hy lus. En hierdie keer maak hulle seker dat die afronding 100% akkuraat is, Morgan. Yeah, great time to score for this Woestergem side. Take a bit of confidence into that halftime chat. As I said, they've had plenty of possession. Scoreline, not a true reflection. And if they can go into halftime at 26-14, I think they might feel quite confident going into the second half that they can get themselves back in it. Ja, en die verskil vir my met hierdie drie is dat hulle die voorspelers in spel ingebring en die voorspelers reguit gemaak, direk gehardloop, die verdediging op hulle getrek en dan hy spasie daar aan die tuskant geskep. En ja, Renzo Swarts het nie 'n tweede uitnodiging nodig om so 'n pragt 3 te druk nie. Ongelukkig stuur hy hom links verby. En dis die einde van hierdie eerste helfte. En wat 'n helfte was dit nie. It's the big man giving them the go forward. And then it's the interplay between backs and forwards here. Sleight of hand. And that final offload in the tackle. Over he goes. And just in time before halftime to give them the confidence they need. Die tweede helfte, alles om voor te speel. Stuur hy hom weg. En Gimnasium wat sukkel met die afskop, reggemaak deur Johan van der Heever. Vat hy die bal in kontak, Weideman hier lang aangee. Goed gedoen, as hy die plaasvervanger Klolane op die veld. Van Huisteen, hy het die bal in die kontak ingeneem en dis goeie kontinuïteit vir Maree Viljoen. Die herwinning is baie goed, Weideman. Morkel, die sterk baldraar. Is dit Bavuma wat hom besig hou, maar 'n paar meters word uiteindelik grond toe gebring. En die spasie wat oopgaan vir Weideman, sit hy die skoppie deur. En is 'n uitstekende skoppie verplaas, hy speel 5 meter van die doellyn af. Is dit Gimnasium wat vinnig wil speel? Maar die skeieregter wat hulle terugroep. Not sure I necessarily agree there, Virgil. Inside the 22, putting it on the boot, holding on to possession, bring the forwards around the corner, really exhaust the field. One feels like it almost ran out of patience there from Maree Viljoen to put onto boot. But nonetheless, still in a great position on the field. So, not much gained, not much lost in the process. Van der Westhuizen. Just like that, I eat my words. Lyk dit of die bal afgeneem was daar so? Ja, in Woester Gimnasium, daar sien jy die frustrasie by sekere van die spelers. So 'n bietjie stampinstote wat uitgedeel word buite die kantlyn. En as 'n opponent wil jy druk plaas op die ingooi. En dis presies wat Maree Viljoen gaan doen. En groot druk is dit Bavuma wat wegkom, maar dis 3 Maree Viljoen spelers op sy rug. Nou vinnig vir Kibidu, Philander, word hy gehaas om maar die bal uit te skop. En die bal wat nie gelees kan word deur Kreer nie. Goed gedoen deur Rashula. Plaasvervanger Klolane op die veld. Goed gekompeteer, Mokel, hy beklei vir al wat hy werd is. En nou sit Gimnasium wat wegkom met die bal besit. Hulle het goed gewerk om maar die bal te wen, Kibidu. En nou laat hulle die bal die werk doen, skep hulle spasie aan die tuskant. Ho ho! Alle wêreld, Sabautou. Of liewer Legan Brooks. Hy kan dit nie glo nie. Hy het al die harde werk gedoen om by die spring van die bal uit te kom, maar na die laaste hantering, Eina Malena. Certainly did look on, and they do look dangerous when they start playing in behind and give the ball a bit of space. Interplay between backs and forwards once again so good. And then just that final pass not going to hand. Ja, Legan Brooks sal homself skop. Is baie beïndruk met hierdie voorspelers van Woester Gimnasium. Morgan hulle hardloopvaardighede en balvaardighede stopklas. Hulle het net daardie vermoë om die opponent te trek.
En dan die ondersteunende speler in die spasie in te sit. Maar ja, dis sover 'n goeie dag van rugby hier op die Mark Otter in die Stellenbosch. Weideman van Tefan Mokal en deur die gaping is 'n Tristan Tom, klein gapingkie wat oopgegaan het. En Mokal wat sy lyf los voor speler hou. Sluit om in die kontak in te gaan. Tiaan van Huisteen uitmoedig probeer heel wedstryd. Woester Gimnasium probeer kompeteer by daardie loskram. De Kouto die binne toe aangee. Werk het van hulle kom oor die voordeellyn. Weideman van Huisteen wat goed doen. Sy direkte oppositienommer op sy reg, Bavuma. En Weideman, ja, die gaping het oopgegaan. Vir 'n oomblik gedink hy's weg. Is dit Maree Viljoen wat stadig, maar seker oor die voordeellyn kom. Strafskop voordeel. Is dit Huisteen weer eens. 'n Bietjie hoog in die kontaksituasie. Liggaamsposisie moet laag wees. En dan Mokal. Kyk of hy met sy brute krag oor die voordeellyn kan kom, maar daar's 3 Woester Gimnasium manne wat wag vir hom. Strafskop vir 'n hoë vat. En nou is dit net so 'n bietjie geduld, is dit De Kouto wat besluit om die kantlyn te gaan opsoek. Ja, en wat hy goed doen. En morgen ons weet wat hier gaan gebeur. We know that dangerous driving maul is about to be launched. But first things first, got to do the basics right, got to win the line out. For Maree Viljoen, of course. Ja, vernietigende rolmaalbeweging van Maree Viljoen. En lyk vir my, hulle het na jou advies geluister morgen. Lyk of hulle gaan kompeteer in die lynstand, dis nou Gimnasium. Probeer hulle die druk aan sit. En die bal aangeslaan. Maar die skeieregter wat beveel andersins, besluit andersins. Hy het gelyk of hulle die bal aangeslaan het, hier aan die diskant. Assistent skeieregter dit gemis het, Weideman. Shoka Senk op die veld. En niemand gaan vir Yutsi Balanga stop nie. Dis 1 + 1 wat 2 is en so maklik is dit vir daardie groot jong man om oor te duik. Sy derde 3. He really has impressed. As Chibalanga carries really strong. Great link between backs and forwards, runs like a backline player, carries like a forward. Any coach's dream. And this training ground move specifically designed for him, one feels. Over he goes, catching them unaware. And now one gets the feeling that the heads are starting to drop off this Woester Gim side. Ja, stadig maar seker. Is dit die span van Maree Viljoen wat hulle voet op die petrolpedaal sit. Reinhard Kreer onsuksesvol met daardie doelskop. Daar sien jy daar die voorspelers doen die fop hardloop. Maar Timbalanga net te veel krag, te veel spoed. Vir die man wat boomstompe vir bobene het. Philander wat hierdie keer afskop verantwoordelikhede waarneem en is goed gedoen. Hierdie 5 slot Nikame Brown. Philander aan die plaasvervanger loskakel op die veld. Murphy. En dan die strafskop, die ondersteunende spelers net te stadig buite kom. Man Adendorf het goed gedoen met daardie baldra. Nou mense sou dink dat Woester Gimnasium makliker sou speel met die wind agter hulle rug. Maar so bietjie ongeduldig by tye.
Big all-8 scrum required here from Woestergem. Sien as die loskakel en Jeligter is af vir Woester Gimnasium. Plaasvervangers is op as weer eens daar die sterk man. Chibelanga wat die bal optel, agter by die skram. En dan voor is het Njili. Vlak in die lyn lê. Weideman. Die klein spasie by die loskram opsoek. En nou kan jy duidelik die taktiek nou sien. Daar die klein spasie op het Weideman, skielik gaan hy wyd. Bring hy die groot buitespelers in spel, Reinhard Kreer. En dan goeie werk verrig by die afbreekpunte. Daardeur Woester Gimnasium. Lyk soos die buitesenter wat daar die bal gewen het. Renzo Swarts die 3-drukker. En nou sit opsies. Kibidu. Vinnig te speel. Bavuma. Die 7 nommer op sy rug. Dis goeie vorentoe momentum. Vinnige balbesit vir Kibidu. En dan die plaasvervanger loskakel. Ai! Leek Du Plessis. Moes net die bal raak vat. Lloyd Shoko Sink. Wat goed gedoen het. En Weideman wat op sy beurt die bal op die voet sit. Darren Murphy. Hy word in besit betrap. Plaasvervanger Jeligter. Nou vir Woester Gimnasium. Dit Kibidu wat letterlik op sy knieë moet gaan krap. En reggemaak deur Bavuma. Gemaklik vind hulle die spasie, die aftrap na binne toe. Oh, wat 'n aangee! Wat 'n aangee deur Renzo Swarts na Kibidu toe. En dis net die vonk wat Woester Gimnasium nodig gehad het. Gemaklik is dit Renzo Swarts. Hy is soos 'n hings daar teen die kantlyn af. Die aftrap na binne toe, maar die aangee vir my het die skade gedoen. That's exactly the rugby we know this team can play. It almost looked like it was amounting to nothing. So easy, controlled. And then it's that pace down the right-hand touch and the step on the inside and the presence of mind to do the offload over the top as they're taking the hit. That's what made that so brilliant. Really, really good try here from Woestergem. And just when it looked as though I said their heads were dropping, this try might just lift their spirits again. En jy kan ook sien, Morgan, die 7 vaardighede wat hier deurskemer by die Woester Gimnasium span. Bal baie swak getref, die plaasvervanger loskakel. Maar daar die 3 gaan hulle beslis oor huis toe skrywe. Spruit en Kibidu wat goed gedoen het, dan Bavuma. Vind hy vir Luke Kibidu. En dan Swarts. Hoe goed het hy daar die aangee nie beheer die Morgan. That's one for the highlights reel. Ja, baie goed gedoen. En dan kort ons 'n bal op die veld. Schoolboy problems? Ja, Pieter is van der Merwe wil dinge aan die gang kry hier. Die balseuns wat so 'n bietjie 'n namiddag slaapie geniet. Maar nietemin, dis Claude Dukoto wat dinge weer aan die gang kry. Goed gedoen. Die plaasvervanger loskakel om hom te beheer. Kibidu. 2 broers wat saam speel. Luke Kibidu en Brighton Kibidu. So hulle die spasie op aan die diskant Bavuma. Hy was 'n handvol nou in hierdie tweede helfte. Selfs 'n hand gehad na die laaste 3. Skop hulle die bal vorentoe, nou moet die druk deurkom. Wat het dan ook doen, hard kontak gemaak. Deur Rashula op Kloane. En so 'n bietjie meer aggressie van die Woester Gimnasium span. Dinge bietjie moeilik maak. Van der Westhuizen. Hier lyk dinge belovend vir Njili. En onwettige spel op die grond deur Kibidu. Die skrimskakel Luke. Meneer Peter is van der Merwe wat sê niks van hierdie dinge gaan werk nie, manne.
Yeah, felt like a bit of a harsh call there. Seems as though it did beat the ruck. Unfortunately, referee's call is of course final. Not happy with the chirping, march them another 10 meters. Yeah. And the problem with marching them another 10 meters is the kick is now close enough for that dangerous driving more. And it's the small errors that could have fairly large repercussions. Ja, beslis nie ietsie wat hulle nou wou gehad het nie. De 3 aangeteken. En nou is hierdie Maree-Viljoen-span in 'n gunstige posisie. Ons weet hulle lyn staan, het op alle silinders gevier. Ten spyte van hierdie sterk windjie wat op die veld waai. Is dit Woester Gimnasium wat hulle plaasvervangers nou op die veld stuur. Lenko de Bruin nou na die skrimskakelposisie gaan speel. En Luke Kibedu wat die veld verlaat. Of liewer uitskuif daar na die regtervleuel is dit Maree-Viljoen wat die bal verloor. En pragtig word daar weggebars deur Woester Gimnasium. Laat hulle die bal die werk doen en hier kom Swarts. Waar is die ondersteuning? Die strafskop teen Mokkel vir die hoogvat. Baie goed. De Bruin. Hy het nou net op die veld verskyn. Adendorf. Nou kan jy sien Woester Gimnasium. Hulle wil die tempo lig van hierdie wedstryd. Die bal in die kontak ingevat, maar geen voordeel vir daardie hoogvat nie. En hier kan probleme kom van nommer 5. Ja, nommer 5. Jermaine Krause. Hy lyk nou baie onskuldig, weet Kwansys nie wat hy gedoen het nie. Woester Gim certainly playing the brand of rugby that suits them much more. Upping the tempo. Two contrasting styles, one gets the feeling Maree-Viljoen happy to play the slower game, the set piece game. Woester Gim want a nice open expansive game. Ja, en dan weer eens. Het ons daar die openhoud van die bal wat nie beskikbaar is nie. Ons het 'n balbestuurder nodig hier so morgen. Urgently need a ball manager here on the field. Maar ja, Woester Gimnasium aanvalsgeleentheid. Nou is die akkuraatheid baie belangrik. Van de Westhuizen in die middel van die lyn staan gaan hulle. Probeer hulle daar die rolmaalbeweging van Stapels die maar weggebars deur Amana Adendorf. Dit lyk goed vir Gimnasium. Laat hulle die bal net deur die hande gaan. En dan De Bruin wat insny. Dan moet vinnig gespeel word. De Bruin. Ingedryf deur Nkame Brown. Kry toch daar die vorentoe momentum. Nou sit die groot man, Amana Adendorf wat wag. En dan die aangee, baie swak. Ongelukkig slaan hulle die bal aan. Gedink daar was 'n bietjie voordeel vir onkantspel. Reggemaak deur Rio Chimbalanga. Maree-Viljoen wat ontsnap hierso, Dakota. Sit hy die bal op die voet, maar hy vind nie die kantlyn nie en goed gedoen. Deur Philander. Gedink hy was vervang gewees, maar nietemin. Vooraf gegrawe deur De Bruin, Adendorf. Hierdie keer besluit hy om die bal in die kontak in te neem en 'n wen 'n strafskop. En Luke Kibedu. De Bruin. Baie tyd gehad, baie spasie. Leeken Du Plessis met spoed en krag in die lyn. En nou moet hulle die bal terugbring binneveld toe, De Bruin wat insny. Is hy beskikbaar? Is dit Du Plessis? En nou sit De Bruin. Goeie lyn gehardloop deur Adendorf op die skouer van die speler. En net wat die dokter nou voorgeskryf het, Morgan. Very, very good line, you called it. So hard to read coming out from behind the back shoulder of the attacker or the ball carrier. Amana Adendorf runs like a loose forward. Scrums
Hy's baie beweeglik, Morgan. Nummer 24 waar die bal deur die pale klits. And a 7-point ball game. I think we're in for a cracker to finish. Ja, en skielik is daar 'n bietjie meer dringendheid by Woester Gimnasium. Die plaasvervangers het hulle werk verrig om die vonk in die span in te bring. En wat hulle baie beter doen is die afronding en die balbeheer. Maar ons weet, Maree Viljoen, hulle is nog nie klaar gespeel nie. Goed gedoen van die afskop af. Word hard gewerk. De Bruin. En hier kom die 3-drukker weer eens. Adendorf, kyk jou hard op hy. Soos op binne center kry die aangee weg. En dit is belovend. Van der Westhuizen. En skielik is hier die gimnasiumspan 'n heel ander span. De Bruin sit die skoppie deur en word hy gejaag. Oh, die sprong van die bal wat almal wen. En uit by die kantlyn en so vinnig soos dit word die spel verplaas diep in die 22 van Maree Viljoen. Yeah, you called it, Virgil. It's a completely different side. This Woester Gim now playing to their strengths. Quick ball is the order of the day. And there's that man, the try scorer, Adendorf. I said it earlier, he runs like a loose forward, and he certainly does. But it's keeping the ball alive. That happens to be so dangerous for this Woester Gim side. En dis wat hulle baie beter doen. Die balretensie en die continuïteit is daar hierdie keer. Aan die voorkant van die lyn staan gewen, bring hulle vir Mokkel in spel. Stadige bal besit hierdie keer vir Weideman en onder groot druk is dit De Couto. Wat goeie verligting bring, dis uitstekende skop deur die loskakel teen die wind. Morgan, terwyl ons na die einde van die kragmeting toe gaan, moet ons dink aan 'n man van die wedstryd. NMI Toyota man van die wedstryd. Die man wat 3-3 gedruk het, hy's 'n kandidaat Rio Chimbalanga. Agter in die lyn staan Pavuma. Maar die ingooi nie akkuraat nie. En nog 'n geleentheid vir Maree Viljoen om nou net so bietjie te konsolideer. Hulle was onder die hamer gewees, Morgan, met daardie aanvallende spel van 'n Woester Gimnasium. Fokus op hulle sterkpunte. En hier kom Maree Viljoen. Die lyn spoed baie vinnig van Woester Gimnasium. Weideman. So 'n bietjie dwars oor die veld hardloop. Goed gedoen om in te sny. Olivier. En hierdie keer is dit Maree Viljoen. Die hantering hulle in die steek laat. De Bruin onder groot druk kry, sy aangee weg. En dan die oorslaan aangee na Adendorf toe wat goed gedoen het. Om maar die bal onder groot druk te beheer. De Bruin. Probeer hy daar die binnenspasie aanval. Stadige bal besit. Sit Kibudu. Bruiten Kibudu. Luke Kibudu. Binne toe aan, aftrap deur Jadwell de Klerk. En nou sit De Bruin. Goeie lynspoed daar van Shongwe. Vir Maree Viljoen. Lyk het of hulle die bal verloor het. En hier kom Njilisi. En wil hulle aangee, maar geen voordeel. En weer eens is dit die span van Woester Gimnasium wat in hy striktrap om 'n ongeorganiseerde rugby te speel, ongeduldig op die aanval. En verloor hulle daar die kritiese balbesit. Yeah, Maree Viljoen looking to play on the counter. Unfortunately, the referee will come back for the first infringement. Ja, Maree Viljoen met nog 'n geleentheid
om die druk te kan verwerk wat die Woester Gimnasium na hulle toe gebring het. Interessant wees hoe hulle opgestel is. En dan vir die soveelste keer is dit die skram wat net nie wil saamwerk nie. Tydsberekening van die voorry wat hulle in die steek laat daar. De Bruin die plaasvervanger skrimskakel wat hard op sy voorry se bors te slaan en sê kom aan manne, ons kan dit doen. Weideman, de Kouta en dan die plaasvervanger, die aftrap daar van Tloane. Capello Tloane, Verveld gewen vir sy span. En dan weer eens, Gimnasium, moet die bal laat los nadat jy die laagvat uitgeoefen het. It's the ill discipline of this Worcester Gim side that's letting them down. Opportunity here once again for this dangerous driving maul. Stick it nice and close and set up the maul. Ja, dis wat Maree Viljoen briljant gedoen het. Maak seker dat hulle plaas hulle self in 'n baie goeie posisie. En ons weet hoe goed is hulle vaste faset die lyn staan. As ook hy rolmaal beweging van hulle. Al 3-3 gekry deur dit. Gili seker maak as hulle hierdie bal wen. En indien hulle nou 'n 3 druk, kan dit hulle buite bereik plaas van hierdie Woester Gimnasium span. As die NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi, die derde wedstryd van die dag, as hy nou net ingeskakel het. Nzalisi voor in die lyn staan, is dit van Huisteen in die teiken, en hier kom hy rolmaal beweging. As al 8 wat in is, Nzalisi, hy is in besit. Dit lyk goed, dit lyk belovend, Nzalisi is oor die doellyn. En net wat ons genoem het, hierdie gevaarwapen van Maree Viljoen, teken hulle daar die 5 punte aan. Al die skade verrig en die goeie werk daardeur Ondisa en Gili. Baie goeie rolmaal beweging. And I got a hop on it, but it's the ill discipline of Worcester Gim that resulted in that 7 points being conceded. The penalty on the 10-meter kicks it into touch. Driving maul, scores from the driving maul. And there we see it. And you spoke about it earlier, but you can't want to stop a driving maul and contest. You're taking out 4 players. So it just seems there's an indecision between, are we going to stop the maul via a counter shove, are we going to sack the maul, or are we going to contest? And unfortunately, you can't do all 3, and Worcester Gim had tried that and conceded another 5, potentially 7. Weideman hierdie keer wat die skopverantwoordelikhede waargeneem het, onsuksesvol. Maar hierdie Maree Viljoen span, hulle speel baie goeie persentasie rugby. Doen nie onnodige dinge in hulle helfte en hulle maak seker hulle kom in die kwartgebied van Woester Gimnasium. En wanneer hulle daar is, vertrou hulle sisteme. En hulle druk hulle 'n eenvoudige goeie 3 en spel weer begin. Woester Gimnasium wat die druk deurkom. Morkel uit sy hande vol gehad vandag aan die wedstryd. Nou moet die Gimnasium gedissiplineerd wees en dan die lang aangee deur Weideman. Dan Zandre Olivier. Stadige bal besit. Hulle bring hierdie groot baldraas in spel. En hulle kry voorvoetbal besit Rio Chabalanga. Hele paar meters gewen vir sy span. De Kouta vir die eerste keer val hy die lyn aan. Hy loop hom vast in 'n muur van verdediging van Gimnasium. Weideman. Soveelste fase wat nou opgesit word vir Maree Viljoen. Hulle speel bietjie met meer dringendheid. En val hulle die spasie aan, is dit Mokal. Ja, ondersteuning is uitstekend van Weideman. Nou moet hy bal vinnig uitkom. Ongelukkig van die kant af. As dit De Bruin wat vinnig wil speel. Iman Adendorf
Hy was 'n uitstaande speler vir Woester Gimnasium en is dit Mokkel wat hom gelyk maak met die grond. En De Bruin wat vra en kry. Die plaasvervanger loskakel op die veld, hulle gee die bal lig. Lyk dit of van netbal gespeel word, maar die kantlyn wat wen. Is dit te laat vir hierdie Woester Gimnasium span. Kan hy vir Mokkel sien met die hand op die kop. Uitmoedig probeer. En hy is getap van energie. Hy het sy alles gegee vandag in hierdie kragmeting. Ons sien as die plaasvervanger. Hakker nou op die veld. En agste man. Keanu Teron. En dienskepers. Rio Chimbalanga wat 3-3 gedruk het. Hy is van die veld af, hy het sy werk verrig. Voor in die lyn staan is die antwoord Krause. Die man wat die geel kaart gekry het en hier kom hy vir 'n woestende rolmaal beweging weer eens. Hierdie keer lyk dit of Gimnasium 'n antwoord het vir hom. Nou moet die bal uitkom, maar word hulle oor die kantlyn gelei. De Bruin wat wil vinnig speel, maar jy moet die lyn staan neem. Van de Westhuizen, skielik is dit die wind wat opstaan. Vaardighede onder druk geplaas en hulle verloor die bal. So, Maree Viljoen wat die bal afgeneem het. Kan hulle hierdie voortou wat hulle het, sement. Dan Songwe wat die bal aanslaan ongelukkig. Dis nadat Woester Gimnasium die bal eerste aangeslaan het. Ja, as hulle terugkyk op hierdie wedstryd, Woester Gimnasium, sal hulle voel daar was oomblikke en momente in die wedstryd waar hulle beslis die voortou kon geneem het. Maar dissipline en afronding en geduld wat teen hulle getel het. Weideman, hy het 'n bestendige wedstryd gehad. De Kouta en dan die omhardloop, is dit Weideman wat die gaping opeet. En hy kry die aansluiting in die vorm van Marco Koens. Die groot linkervleuel, dis vinnige balbesit, dis goed. Kontinuïteit is daar, maar dan is dit Tluwane wat met bal en al besit getrap word. Mokkel. Kos dit 2 man om vir hom plat te trek. Tluwane. So die groot manne wat nou hulle stempel afdruk daar in die middelveld. Baie beter vir Maree Viljoen, dienskepers, plaasvervanger, 8ste man. Mokkel. Man wat hou van die kontaksituasie. Weideman. Wag vir dit. Krause probeer oor die kop spring van die opponent. En vinnige hersirkuleer, dit lyk goed. En 'n harde tykslag op Mngwenya. Dit Weideman. Goeie kontinuïteit. Die balretensie van Maree Viljoen stopklas en dan word hy oorgetyk. Oorgetyk daar aan die tuskant. Uitstekend. Lyk so Sofie se Songwe. Is nog nie daar die bevestiging kry. Maar hulle vat die bal deur die hand as die plaasvervanger John Cooper. Of liewer Lloyd Shokoshenk. En het lyk of Maree Viljoen die beste vir laaste gelos het. Iets gegee vir hulle afrigters om oor te skree. And then we see the replay. Referee had his hand out for the advantage. And the presence of mind to just
almost sneakily grab and dive. And you said it, Virgil, saving certainly the best for last is this Marais Viljoen side. Oh, Weideman wat hom net regs trek. And then rather appropriate, it's also time for us to probably announce the NMI Toyota man of the match. And he was all over the park, scored 2 tries, 3 tries in fact. It's Rio Chabalanga who will be our NMI Toyota man of the match. He has unfortunately been substituted, but I'm sure after the match we will catch up with him and hand him his accolade for a fantastic performance as he led from the front. Great between the transitions between backs and forwards. Your NMI Toyota man of the match, Rio Chabalanga. Ja, Marais Viljoen wat gewys het hulle is nog nie klaar nie. Goeie beweging, agterlynbeweging gedoen, maar is nie die hantering wat hulle daar in die steek gelaat het. En na 30 sekondes wat oorbly in hierdie wedstryd. Woester Gimnasium sal voel hulle was hulle eie vyande. Maar nog 'n geleentheid om hierdie kragmeting af te sluit met 'n hoogtepunt. Plaasvervangers wat op die veld is, kyk of hulle nog 'n 3 kan aanteken vir die ondersteuners wat uitgekom het om vir Woester Gim te ondersteun. En dan reguit gemaak deur Swarts. Nou is dit Swarts wat sy ore plat lê en gemaklik. As dit Bruiten Kibero verskoon my. Bruiten Kibero wat 'n pragtlyn hardloop daar van die loskakel af. En op die einde van die dag het dit verspot maklik gelyk, maar hy het die harde werk gedoen met spoed en vaart en krag aan te sny. En Bruiten Kibero druk 'n troos 3 daar vir sy span. Eindig af op 'n hoogtepunt. En iets om oor te juig vir die spelers en die afrigters van Woester Gimnasium. Die doelskop suksesvol en daarmee die einde van die wedstryd. As dit Hoërskool Marais Viljoen wat as oorwinnaars uit hierdie stryd uittree. En hulle wen hierdie kragmeting. As sien ons die lyn wat Kibero hardloop. Bruiten Kibero saam met sy broer was hulle 'n doring in die vlees vir Marais Viljoen. Maar wat 'n wedstryd, die eindtelling Marais Viljoen 41, Woester Gimnasium 31, moet nêrens heen gaan nie. Bly ingeskakel vir nog kwaliteit rugby net hierna. Ja, dis die eindtelling Marais Viljoen 41, Woester Gimnasium bly ingeskakel met onderhoude net hierna. En soos voorheen genoem is dit Woester Gimnasium wat hulle self sal skop. Hulle het gevoel dat hulle kon hierdie wedstryd uit die vuur uit gehaal het. Maar Hoërskool Marais wat die laaste sê gehad het en die beste vir laaste gelos het. En daar die groot voorspelers direk gehardloop oor die voordeellyn gekom het. Daar die vorentoe momentum geskep het. En dit maklik gemaak vir daar die groot sterk agterspelers van hulle. Dis die tweede dag van die NMI Toyota Noord-Suid toernooi wat plaasvind hier op Paul Roos Gimnasium, Mark Otter. Die veld waar al die aksie plaasvind. En uitstekende rugby wat ons hier gesien het. Bly ingeskakel vir die onderhoude wat nou gaan plaasvind met die man van die wedstryd. And the man of the match is number 8, Rio Chabalanga. Rio, coming down to the Western Cape, playing here at the Marcotte at Paul Roos. Talk to me a bit about that and picking up your first win. The travel was definitely long. We drove on a bus. Worst bus drive ever. But it's really nice. It's a really nice atmosphere to be here. It's really nice to be with my boys and to just go play on the field with them and have a good time. I really enjoyed it today. Awesome. Then just talk to me a little bit about your personal performance. A couple of tries in there, hat trick. Must be quite cool to have that under your belt. Yeah, 100%. Especially in a place like this, I feel like I really expressed myself and I can't wait to go into the next game on Tuesday.
Awesome. Good luck. Thank you so much. We're going to go to a quick break. More rugby from Noordside coming up.